Dit is donderdagoggend en goed om saam met jou die dag so te kan begin. So net so 7:15 of 14 minute oor 7 elke donderdagoggend kom ons saam. Hallo Tannie Veronica, hallo Koos, hallo Larindi, Mariska, Elmarie, Henry, baie geluk, jy het oupa geword gister, baie geluk Henry, en Gerard, welkom daar uit Duitsland uit, goed om julle almal hier te sien, hallo Antoinette, goed om vir jou ook te sien, hier so by ons. Ons het gister gesels en ons is besig met 'n interessante gedeelte vanoggend. Ons praat oor die waarheid. Nou gister het ons gepraat oor omstandighede wat baie keer oor ons pad kom en dan weet ons nie lekker wat is die waarheid nie. Ons het God se perspektief op die waarheid nodig. En toe het ons gepraat oor Moses wat 'n spesifieke opdrag gekry het, wat vir wie die Here gesê het, gaan in 'n spesifieke rigting. En toe hy in die rigting ingegaan het, toe lyk dit eintlik asof niks uitwerk nie, want hy het alles gedoen wat God hom beveel het om te doen, maar die goed het nie uitgewerk nie, en tog as hy teruggekyk het, dan verstaan hy waarom dit uitgewerk het, soos wat dit uitgewerk het, en op die ou einde het God se oorspronklike roeping waar geword. En vanoggend praat ons oor wat die Bybel sê is die waarheid, en is dalk 'n bietjie filosofies, en miskien het jy nodig om hierdie te beleef. Dis een van daai goed wat as iemand dit vir jou sê, voorbeeld van surf skielik net in my gedagtes op. Miskien kan iemand, ek kan glad nie surf nie en ek is doodbang om diep in die see in te gaan en ek is bang vir haie. So die kans dat ek ooit sal surf is baie klein. Maar as daar nou iemand kom, hierdie Olimpiese spele se silverfinalis kom en sy verduidelik vir my hoe om te surf, dan kan sy vir my al die teorie verduidelik, maar ek het nodig om in die water in te gaan en dalk gaan die teorie my help, maar ek het nodig om self in die water in te gaan om te weet waarvan sy praat. Nou dit voel vanoggend vir my as ons praat oor wat is die waarheid, dat ek vir jou die Bybelversies kan gee en ek vir jou kan sê dis wat die woord sê en ek kan vir jou wys, maar as jy nie self in die water ingaan nie, as jy nie self 'n ontmoeting met die waarheid het nie, dan is dit 'n baie moeilike konsep om vir jou te verduidelik. Nou, as ons praat oor wat is die waarheid, dan gee Johannes 14 of eintlik die hele boek van Johannes 'n baie duidelike riglyn vir ons om te sê die waarheid is 'n persoon. 'n persoon is waarheid. So as ek vra, Here, ek is in hierdie omstandighede, wat ook al jou omstandighede is, dit maak nie sin nie, wat is die waarheid? Dan sit asof die Bybel sê, nee nie wat is die waarheid nie, wie is die waarheid? So, kyk wat sê Johannes 14. Johannes 14 sê Jesus, en dalk het jy dit al 'n klomp keer gelees, Jesus sê vir hom, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. So Jesus sê, ek is die waarheid, en spesifiek in hierdie gedeelte praat hy oor, as jy wil weet hoe is die Vader, as jy wil weet wie die Vader is, wie is God, ek is die waarheid. Johannes 1 word Jesus voorgestel met hierdie woorde, dalk ken jy Johannes 1 amper uit jou kop uit. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. En hoe is hierdie heerlikheid? Vol genade en waarheid. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Christus Jesus gekom. Nou wat interessant is van hierdie woord, genade en waarheid, is as ons die Grieks gaan lees, dan sien ons dat genade en waarheid is een konsep. Dis asof die een ding wat deur Moses gekom het, die ou verbond, is die wet, en die genade en waarheid is Jesus Christus. Ek dink baie keer dink ons oor genade, dan dink ons en die wet, dan dink ons die waarheid is ek is verlore, byvoorbeeld. Die waarheid is ek is verlore want ek het verskriklik baie sondes gedoen, maar daar is genade ten spyte van die waarheid. Terwyl
Johannes 1 eintlik vir ons lees, en dis dalk 'n klein bietjie filosofies vir jou vanoggend. Johannes 1 leer vir ons, Jesus is genade en waarheid. Hy is die waarheid. Dit wat ons in hom gekry het, die vergifnis van sondes, ons wat reg is met God, Jesus wat die weg vir ons geword het na God toe. Dit is die waarheid. En in ons omstandighede is dit die eerste perspektief. Die persoon van Jesus is die eerste perspektief waarmee ons na ons omstandighede kyk. So ek kyk na my omstandighede en ek sê, is God besig om my te straf? Wat sê die waarheid vir my? Die waarheid sê vir my, nee, die straf is klaar gedra aan die kruis, 100%. Daar is nie 'n stukkie straf wat oorgebly het, wat ek nou iewers hier op aarde moet uitdien nie. Ek hoef nie, daar's nie 'n stukkie onbelyde sonde of wat ek wil nie, ek kan weet waar ek met God staan, genade en waarheid. Die waarheid is, dat ek die volle porsie, ek het genade op genade ontvang deur Jesus. As ek na my omstandighede kyk en sê, breek God my arm sodat ek hom beter kan leer ken? Nee, God breek nie my arm sodat ek hom beter kan leer ken nie. Hy is my liefdevolle Vader. Jesus het nêrens in die Bybel mense siek gemaak, onthou, hy is die waarheid van wie God is. Jesus het nêrens in die Bybel mense siek gemaak sodat hulle hom beter kon leer ken nie. Ek glo wel dat hy enige omstandighede gebruik tot sy heerlikheid, dat hy toe die persoon blind was en die disippels vra, Here, wie het nou sonde gedoen? Hierdie persoon se ouers, het hy sonde gedoen? Het hierdie persoon self sonde gedoen? Hoekom is hy blind? Toe sê Jesus, hy is blind sodat julle die heerlikheid van God kan sien. En ek glo dat ons omstandighede gebruik kan word om die heerlikheid van God te wys, om die grootheid van wie hy is, om dit te sien. En ek wil sommer vandag 'n paar voorbeelde uit die evangelies uit net met julle deel oor die waarheid. Die eerste waarheid waaraan ek dink is toe Jesus saam met die disippels op die bootjie in die storm was. So Jesus het geslaap en sy disippels was in hierdie storm. En as jy na die disippels toe sou gaan en vir die disippels vra, wat is die waarheid nou? Dan sê die disippels, die waarheid is, ons vergaan. Ons is op pad, ons gaan doodgaan hierso op hierdie skip, want kyk hierdie verskriklike storm, daar's vir ons geen hoop nie. Maar as ek Johannes luister, dan sê Johannes, die waarheid was aan die slaap in die skip by hulle. Hulle kon na die waarheid toe gaan en vir die waarheid gaan vra, wat is die waarheid hier? En die waarheid het die storm stil gemaak. Jesus sê, hy is die waarheid. As ek hierdie gedeelte lees in Lukas 7, waar Jesus by die dorp ingaan en daar's 'n begrafnisstoet en hy gaan by Nain in, daar's 'n begrafnisstoet en toe was daar 'n weduwee wie die enigste seun is of wie se enigste seun oorlede is en toe Jesus haar sien, toe die waarheid hierdie vrou sien, het hy haar jammer gekry, het vir gesê moenie huil nie. Hy het na die draagbaar toe geloop, daaraan geraak. Die draaiers en die draers het gaan staan. Jong man het hy gesê, ek sê vir jou, staan op. Toe het die dooie regop gesit en met die mense om hom begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Groot vrees het die skare oorweldig. Hulle het God geprys en gesê, 'n magtige profeet het onder ons opgestaan. God het besluit oor die waarheid wat hulle sien, deur dit wat gebeur het. Hulle het God geprys en gesê, 'n magtige profeet het onder ons opgestaan. God het besluit om na sy mense om te sien. Die berig oor wat Jesus gedoen het deur die hele Judea en selfs oor die grense heen versprei. Die waarheid is 'n persoon. En as jy en hierdie persoon se karakter word selfs in hierdie omstandighede word dit sigbaar. Die enigste waarheid wat is nie die waarheid wat ons kan sien nie. So ook in Johannes 6, toe daar 'n klomp hongermense was. En Filippus na Jesus toe kom en vir Jesus sê, Jesus, hierdie mense het niks om te eet nie, en Jesus sê vir Filippus, nou gee vir hulle iets om te eet. Sou Filippus sê, die waarheid is, daar's niks om vir hulle te gee om te eet nie. En toe sê Jesus, maar wat het ons onder ons? En Jesus vat die bietjie kos wat onder hulle is, wat die klein seentjie gebring het, en hy maak dit meer. Hy word 'n nuwe waarheid. En ek wil jou vanoggend vra, dat jy jouself sal, dat ons in ons omstandighede vir Jesus sal vra, Jesus, wie is u nou? Hoe leer ken ek u nou?
Waar is U nou in hierdie omstandighede wat ek tans is? Wat is die waarheid nou? Ook vir vandag. En ek bid vir jou, nie net vir 'n feitelike ding nie. Ek bid vir jou vir 'n ontmoeting met 'n persoon wat die waarheid is. As jy vir die Heilige Gees vra wat is die waarheid, dan lei hy jou in die eerste plek na 'n persoon toe. En die persoon is Jesus Christus. Hy is ons waarheid, die grootste waarheid. So daar waar jy sit, ek wil vanoggend saam met jou bid, en as jy saam bid, laat weet ons sommer dat jy hier is. Ek sien net sommer 'n groot klomp van julle wat vanoggend aangesluit het, Bennett, Michelle, Wilma, ons is 'n lekker groepie van so 30 mense. Daar waar jy sit, maak ek jou oë toe en dan bid ons vanoggend dat die waarheid homself vanoggend aan ons sal openbaar. Here Jesus, ons aanbid U. U is vanoggend die weg, die waarheid en die lewe. Here, dankie dat U vir ons kom wys het hoe Vader se hart vir ons lyk. Here, dat ons vandag kan weet wat U intensies is, wat U hart is, dat dit nie vir ons onbekend is nie, Here Jesus, want U is die waarheid en U het die waarheid vir ons kom wys. Here, en ek bid dat in die omstandighede waarin ons tans is, Here, of ons nou mense het wat siek is, of ons ekonomies swaar trek, Here, of ons deur moeilike tye gaan, of daar verhoudingsprobleme in ons lewens is. Jesus, dat ons die waarheid sal sien. Jesus, dat ons U sal ontdek, selfs in hierdie situasie. Jesus, dat ons U hart in hierdie situasie sal ontdek. Vader, ek bid dat U deur die Gees bonatuurlike ontmoeting sal gee vir elkeen wat vanoggend na hierdie oordeenking kyk. Here, dat ons in hierdie oordeenking, Here, dat ons regtig sal beleef dat U vir ons waarheid openbaar. Dankie vir U goedheid, U liefde. Dankie dat ons U kan aanbid. En dankie vir 'n nuwe dag wat ons tot U eer kan leef. Ons loof U naam, ons koning. Amen. Mag jy vanoggend 'n geseënde oggend hê, mag jy beleef dat God vir jou werklik homself ook openbaar as waarheid. Mag jy geseënd wees.